Ons sê goeiemôre al ons inluisteraars. Ons vertrou dat u vandag die hemelvaartdiens saam met ons gaan geniet. Ek praat vandag oor die doel van hemelvaart. Wat die regte betekenis van hemelvaart vir ons as gelowiges nou vandag inhou. Kom ons bid saam. Aba Vader, ons kom in die naam van u Seun Jesus Christus. Ons dank u Here dat ons in hierdie tydperk by hemelvaart kon stil staan. Dankie dat u weer eens deur die Heilige Gees in ons geesmens kom laat lê het, die doel van die Heilige Gees, die doel van hemelvaart. En Vader, vandag as gelowiges, dank ons u, dat u in u wysheid dit nodig geag het, om vir ons as gelowiges toe te rus met die Heilige Gees, om ons toe te rus as gelowiges, om ons toe te rus, sodat ons u kan dien in eer, en lof en aanbidding aan u kan bring. En daarom dank ek u vandag, Vader, dat ons vir 'n oomblik kan stilstaan by die doel van die Heilige Gees en die doel van hemelvaart. Word u deur hierdie preek vanoggend vereer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Watter een het jy eerste gelaai? Het jy Johannes gelaai of Handelinge? Johannes 14 en tot 16. Die Johannes 14, okay. Ons lees nou saam uit Johannes 14, vers 1 tot 6. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Tot sover. Dan lees ons uit Handelinge 1. Ons lees uit Handelinge 1 vers 5. Handelinge 1 vers 5, dan 8 tot 11. Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. So, hier kom Jesus en hy berei hulle eintlik voor op die dooping met die Heilige Gees. Hy berei hulle voor en sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie, want Jesus het geweet, dit gaan nou tyd neem voor die uitstorting van die Heilige Gees. En dan vers 8 tot 11. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem.
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Tot sover, die Here seën sy woord. Ons gesels vandag oor die hemelvaart. Ons sien dat hemelvaart is die gebeurtenis waarin Jesus van die aarde af vertrek het en hemel toe gegaan het om by sy Vader te wees. Maar vir baie mense is dit amper die beginsel waaroor hemelvaart gaan. Die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe om by sy Vader te wees. Maar in werklikheid omvou die hemelvaart baie meer en is die betekenis vir ons as gelowiges baie meer werd as net die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe. Ons sien dat Jesus aarde toe gekom het. Aanvanklik as 'n nederige baba het hy aarde toe gekom, maar ons sien toe hy opgevaar het hy in oorwinning opgevaar hemel toe. So hy het met 'n missie gekom en hy het met daai missie opgegaan hemel toe, opgevaar hemel toe as ons Here God wat ons oorwinning gee. Jesus betree sy hemelse bediening. Nou waarom het hy hemel toe gegaan? Om huisvesting vir sy bruid voor te berei. Ook om sy hoëpriesterlike bediening voor te sit in die hemel. So Jesus het hemel toe gegaan om plek vir ons voor te berei, sodat wanneer ons sterf en ons is gelowig, dan weet ons gaan hemel toe waar Jesus is. Hy het voorbereiding vir ons gaan maak. Die Bybelse inligting ten opsigte van die hemelvaart was eintlik baie kort. Mense sou nou gedink het dat God sou toelaat dat die Bybel 'n hele storie oor die hemelvaart vertel. Die Bybel gee vir ons een sin. Ons lees in Lukas, maar kortliks, Lukas 24 vers 51. Terwyl hy hulle gesien het, het hy van hulle af opgevaar. Ek sê gesien het. Terwyl hy hulle geseën het, so hy het 'n seën oor die apostels uitgespreek, en terwyl hy hulle seën, het hy opgevaar hemel toe. Net daai sin wat sê vir ons dat hy hemel toe opgevaar het. In Handelinge 1 vers 9 sê Jesus aan sy disippels, hulle moet wag, want hulle gaan met krag vervul word. Hulle moet nie weggaan nie, hulle moet wag, sodat hulle met krag vervul kan word. Voorsmeld Handelinge, dat hy in die wolk weggeneem is, te midde dat sy disippels teenwoordig was, so hulle het gesien, dat hy opgevaar het. En dan kondig 2 engele aan, Handelinge 1 vers 11. Hy kondig 2 engele, hulle het gestaan en kyk hoe Jesus opgevaar word, en hier staan die disippels, en die 2 engele kom en hulle sê vir hulle, dat Jesus nou in die hemel opgeneem is, en dat hy op dieselfde manier weer terug gaan kom aarde toe, van die hemel af. Met ander woorde, hy het lewendig opgevaar. Hy kom nie as 'n dooie mens terug aarde toe nie. Hy kom op dieselfde manier weer terug aarde toe, en hy gaan weer kom aarde toe. Daarom het ons almal hierdie verwagting in ons, oor die wederkoms, en ons praat van die wederkoms, want Jesus was op die aarde, en nou sê die woord, die engele het vir hulle gesê, hy gaan weerkom, ons sien uit na sy wederkoms. Die verhaal van die hemelvaart vertel dat hy opdragte aan sy disippels gegee het, voor hy weggeneem is. So hy het geweet hy gaan. En nou het hy vir hulle gesê, as ek weggegaan het, is daar sekere dinge wat julle, as my apostels, voor moet instaan. Julle moet die evangelie bring, julle moet siele wen, julle moet die mense terugbring na my evangelie toe. Sy hemelvaart was sigbaar en fisies. Lukas 24 vers 5 vertel,
En terwyl hy hulle seën, so Jesus het hulle geseën, het hy van hulle weggevaar en is die hemelvaart, terwyl hy hulle seën, is hy van hulle weggeskei en is in die hemel opgeneem. Die hemelvaart is geprofeteer in die skrif. So daar is geprofeteer dat hy op sou vaar. So hy het vir hulle gesê, gaan wag totdat julle gevul word met die Heilige Gees. En hy het hulle opdragte gegee, wat die woord nie gesê het presies wat die opdragte was nie. En terwyl hy hulle seën, is hy opgeneem in die hemel. Ons lees in Psalm 110 vers 1, die Here het tot my gespreek, die Here het tot my hoofletter gespreek, met ander woorde God het tot Jesus gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande 'n voetbank vir u voete maak. Met ander woorde dat God beheer neem van die hele aarde, sodat Jesus daarbo aan die regterhand van God sit. So na die hemelvaart het Jesus aan die regterhand van God gaan sit. Die Ou Testament sowel as Jesus het vrylik daaroor gepraat dat hy sou opvaar na die hemel. So dit was vir my interessant dat ons in die Ou Testament al lees dat Jesus gaan opvaar hemel toe. En dan lees ons ook in die Nuwe Testament nou hier dat Jesus opgevaar het hemel toe. Maar die disippels het dit nie verstaan nie. Hulle het nie, toe Jesus vir hulle gesê het, hy gaan opvaar en toe hy opgevaar het, hulle het nie verstaan wat eintlik besig is om te gebeur nie. Hier gaan Jesus nou lewendig op in die hemel en hulle kan nie verstaan wat eintlik nou besig is om te gebeur nie. Die Here Jesus het vertoef om na sy Vader te gaan. Nou dis baie belangrik. Want na sy kruisiging, toe hy in die graf gelê het, kon God sy siel daarbo gehou het. Maar hy het nie. Hy het hom lewendig laat maak, hy het hom laat opstaan uit die dood, met 'n doel. In hierdie 40 dae wat Jesus op aarde was, as hy dadelik hemel toe gegaan het, dan het hulle gesê, goed, hy is soos 'n enige mens dood en hy's hemel toe. Nou het God hom laat opstaan uit die dood, wonderwerk, dat hulle sien, hierdie God is 'n God, dis nie net 'n mens wat dood is, wat gekruisig is nie. Die Here Jesus het vertoef, na hy na die Vader gegaan het. Daardeur het hy bevestig dat hy uit die dode opgestaan. So almal sien, hier loop Jesus. So nou besef hulle, hierdie mens is nie 'n gewone mens nie, hy staan op uit die dode. Die gelowiges in daardie tyd het bevestiging van hulle geloof hierdeur gekry. En vir ons beteken dit net so baie om te besef dat God is so almagtig, Jesus is so almagtig, dat God hom uit die dode opgewek het, sodat hy in vervulling kon bring al die woorde wat vooruit deur die profete geprofeteer is. Hy het dit ook belangrik geag om die gelowiges te onderrig aangaande hul geloof. Dit was my interessant, dat as jy na die geskiedenis van Jesus gaan kyk, dat hy sy disippels onderrig het, want hulle moet nou leer oor die feit dat hy gaan weggeraap word, hulle moet leer oor bekering, hy moes hulle leer oor vervulling met die Heilige Gees, hy moes hulle hierdie dinge leer wat hulle vooraf, voor sy dood, nie besef het nie. Kom ons kyk na die skrif, Handelinge 1 vers 3, aan sy disippels het hy ook sy lyde, dat hy lewend gaan vertoon, en dat hy baie tekens gaan vervul. So hy het uiteindelik in Handelinge vir sy disippels voorberei dat hy wonderwerke gaan doen, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die ding van die koninkryk van God met hulle gespreek het. So ons moet verstaan, hulle het besef, hy is 'n profeet, maar hulle het gedink, hy is 'n profeet soos al die profete is, wat in 'n besondere verhouding met God staan. Maar toe hy sterf, het hulle gedink, wat gaan nou aan? Hierdie man wat ons aangehang het, is nou dood. En skielik het hy opgestaan. En nou kom hy,
En hy sê, kom ek leer julle, kom ek vertel julle, kom ek gee vir julle nou die wysheid wat julle nodig het. Want wanneer ek nie meer hier is nie, moet julle die kennis hê, sodat julle hierdie kennis kan oordra aan die mense, sodat hulle tot inkeer kan kom. Nou die profesie wat aangaande Jesus vertel is, moes vervul word. Jesus se taak was afgehandel hier op aarde. Daarom moes hy terugkeer na sy hemelse tuiste. Kom ons lees Johannes 16 vers 7 tot 14. Johannes 16 vers 7 tot 14. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as ek kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Met ander woorde, wie oortuig ons van sonde? Die Heilige Gees. Hy stuur hom vir die wêreld te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Hierdie wil ek net verduidelik, die owerste van hierdie wêreld, met ander woorde diegene wat nie in Jesus glo nie, gaan geoordeel word. Ons moet dit verstaan. Vir die ongelowige wat nie aan God glo nie, gaan voor die regterstoel staan, hulle gaan geoordeel word. Die Here sê dit daar. Maar ek sê vir julle, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, sien hier, Jesus het nou vir sy disippels geleer wat hulle moes leer, maar hy besef die Heilige Gees gaan hierdie openbarings in hulle geesmens vir hulle oopmaak. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy, die Heilige Gees, julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ek wil net stilstaan by hierdie, hy sal my verheerlik. Daarom, wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, dan sien ons dat God op sekere plekke, dat Jesus sê, ons moet hom verheerlik, ons moet hom eer, ons moet hom prys, ons moet lof en aanbidding na hom bring. Dit gebeur omdat die Heilige Gees in ons is. Omdat die Heilige Gees in ons is, kan ons Jesus eer en verheerlik en die drie eenheid verheerlik. Hulle kon dit nie doen nie, want die Heilige Gees was nog nie beskikbaar in hulle nie. Tot sover. Ons sien die hemelvaart was sigbaar en dit het nie in die geheimplase vind nie. Dit was deur die disippels gesien en het hulle daarvan getuig. Hy is sigbaar, fisies en liggaamlik van hulle weggeneem en sal net so terugkeer met sy wederkoms. Met ander woorde, hy gaan sigbaar wees, hy gaan fisies wees, hy gaan liggaamlik terugkom, sodat almal hom kan sien. Die noodsaaklikheid van sy hemelvaart, die hemel was sy tuiste, en dis logies dan wanneer hy sy werk hier op aarde voltooi, dat hy daarheen sou terugkeer. So ons moet verstaan, hy het sy taak kom vervoer, hy het gesterf aan die kruis, hy het betaal vir ons sondes. Hy het sy disippels kom onderrig, sodat die woord kon versprei en die mense onderrigting kon kry van wat besig is om te gebeur. So hy het hulle uit die grondleg werk om doen. En toe hy nou opvaar, die noodsaaklikheid van sy hemelvaart, die hemel was sy tuiste en dit is logies dat hy wanneer sy werk hier op aarde voltooi is, hy daarheen sou terugkeer. Johannes 14 vers 25 sê Jesus, ek gaan na my Vader. Die profesie moes vervul word. Hy het gesê dat hy na sy Vader moet terugkeer. Daar's 'n rede voor. Na die hemelvaart was hulle begeesterd, die disippels.
Hulle was nou begeesterd, want hulle het nou gesien, hy het opgeval. Iets moet gebeur. Die Here het gesê, wag in die boventrek, totdat julle die vervulling van die Heilige Gees beleef. Nou ek onthou, ek het vir julle al vertel as gemeente, die boventrek het ek gedink is 'n vreeslike, intieme, pragtige plek. En in werklikheid is dit 'n stoep, 'n groot stoep met 'n dak. Dis 'n vertrek. Maar dit is nie soos in ons tye waar jy die mure het en die toedeur het nie. Dit het 'n hoë muur gehad wat omtrent my lengte was, reg rondom. My gemeente spot omdat ek kort is, nou sê hulle, het was nie baie hoog nie. En dan het hulle trappies gehad waar mens opkom en weer afgaan. En die muur rondom het beskutting teen wind en reën gegee, maar dit was ook boontoe. So dit was 'n bovertrek, maar dit was nie 'n toevertrek nie, dit was inderwaarheid 'n oop vertrek. Terwyl die disippels gewag het, het hulle gebid en gevas. Want hulle het besef iets groots is op pad om met hulle te gebeur. En na 10 dae is hulle gedoop met die Heilige Gees in die boventrek. Die Here het vir hulle gesê, julle sal my getuies wees. En as gelowiges bly ons steeds Jesus se getuie. Daarom is doping met die Heilige Gees in vandag se tyd nog belangrik, want dit bekragtig jou om 'n getuie van Jesus Christus te wees. Dit word daardie innerlike krag wat vir jou die woord oopbreek, die innerlike krag wat vir jou leer om te bid, die innerlike krag wat vir jou geloof leer, die innerlike krag om God te vertrou, die innerlike krag om te weet, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Toe Jesus opgevaar het en die Heilige Gees uitgestort is, het God gekom en hy het sy hele gemeente wat sou kom, oor die wêreld heen, kom bekragtig met die krag van die Heilige Gees, wat hy aan almal skenk. Die laaste skakel was, wat ek net 'n sinnetjie wil inbring, wat God hom as mens tog geëer het, dit God Jesus verheerlik. Hy is nie in 'n normale graf begrawe nie, hy is in 'n ryk man se graf begrawe gewees, dat God hom die eer, die honor gebring het, dat hy in 'n uitsonderlike graf neergelê was. Nou kry ons Handelinge 2 vers 33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, want julle nou sien en hoor. So na 10 dae waar hulle in die boventrek gekom het, het Jesus gekom en hy die Heilige Gees uitgestort oor hulle, en hulle het in vreemde tale begin praat, en hulle is gevul met die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 10 dae na Jesus opgevaar het, uitgestort oor al die gelowiges. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Ons aanbid 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon. Ek lees nou 'n boek met die Heilige Gees, en dit is vir my aangrypend, hoe daar duidelik gesê word dat die Heilige Gees is 'n persoon, wat oral verteenwoordig word, waar Christus se Christendom en die krag van God die Vader verteenwoordig word, maar hy is dis Vader, Seun en Heilige Gees, hy's net so 'n persoon. Jesus sterf aan die kruis vir ons sondes, so ons het dit verstaan, dat hy gesterf het vir ons sondes. As gelowiges beleef ons dan nou die belofte van die Heilige Gees. Wie kla jou aan van sonde? As jy iets verkeerd gedoen het,
Wie kla jou aan? Die Heilige Gees. Wie bemoedig jou? Wie versterk jou? Die Heilige Gees. Wie laat geloof in jou lê? Die Heilige Gees. So uit die Heilige Gees oor die wêreld uitgestort. Die hemelvaart moes Pinkster vooraf gegaan het. So Jesus moes hemel toe gaan. En toe hy in die hemel was, het hy na 10 dae die Heilige Gees oor die wêreld uitgestort. Die hemelvaart was noodsaaklik vir sy verdere voorbereidings vir die wonings van die gelowiges. So Jesus moes hemel toe gaan, sodat hy het gesê, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei. So daarom dat ons, wanneer ons met 'n begrafnis besig is of mense wil vertroos, dan lê ons troos daarin dat Jesus het gesê ek moet hemel toe gaan om vir julle plek voor te berei. Dat hy het vir ons almal plek voorberei in die hemel, sodat as ons as gelowiges hemel toe gaan, dan gaan ons na Jesus toe, want hy sê vir ons in Johannes 14 vers 2 en 3, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, sal ek julle neem waar ek is. So ons het die wonderlike versekering, Jesus het gegaan en vir ons plek berei. En nou sê hy, as ek gegaan het, sal ek julle kom haal, en ek kom julle neem waar ek is. So daarom is, daar's 'n teksvers wat sê, dood, waar is jou angel? Daar's nie 'n angel in die dood nie. Want die Heilige Gees kom haal ons en hy neem ons op na Jesus toe. Want Jesus sê, hy gaan om vir ons plek te berei. En waar hy is, gaan ons ook wees. Hierdie was uit en uit deur God die Vader bedink, dat hy, hierdie moet julle mooi luister, want dit is eintlik kosbaar. God die Vader is vir die mens so lief, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die ewige lewe het Jesus gekom, hy het kom sterf aan die kruis, hy het die prys aan die kruis betaal, wat ons moes betaal, het eintlik om hemel toe te gaan. Hy het die prys vir ons almal betaal. En toe hy die prys klaar betaal het, het hy lewendig opgestaan. En God het hom kom haal, laat hy teruggaan, want hy hoort in die hemel. Nou kom Jesus en hy sê vir ons, ek moet hemel toe gaan, want ek moet vir julle plek voorberei, sodat wanneer dit julle tyd is om hemel toe te gaan, ek het vir jou plek berei, daar's vir jou plek in die hemel, ek het vir julle tuiste gaan skep in die hemel. Die Here Jesus het opgevaar om die verlossingsplan te kon voltooi. Johannes 20 vers 16 en 17. Sê hy, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan en dan weer terugkom. So hy kom terug aarde toe. Ook met 'n doel. Maar vir ons is dit die verlossingsplan van hemelvaart, dat God nodig geag het, dat sy seun hemel toe gaan om vir ons plek te berei. Jesus se hemelvaart het sy bediening wêreldwyd moontlik gemaak. Nie net in Palestina nie, maar dwars deur die hele wêreld. Daarom kon hulle sê, gaan dan heen, maak disippels van die nasies. Want Jesus se terugkeer vir sy disippels was om hulle te onderrig, om hulle te leer, dat hulle in staat kan wees om mense tot bekering te bring, om mense tot insig te bring dat Jesus gesterf het vir hulle, maar dat ons nie die dood hoef te vrees nie, want Jesus het die prys kom betaal. Die Here Jesus het opgevaar as 'n voorloper om vir ons die weg te gaan berei. Hebreërs 6 vers 20. Want Jesus het as voorloper vir ons weggegaan. Hy het hemel toe gegaan vir ons. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Jesus het opgevaar om ons hemelse plek voor te berei en om ons hoëpriester te wees vir ewig. So, hy is die hoëpriester. Nou die hoëpriester se doel is, hy tree in by die Vader. Nou as ons bid, ons moet nou hierdie klik. As ons bid ons
in die naam van Jesus. En nou sê dit die Here Jesus het opgevaar as voorloper om vir ons die weg te gaan berei, Hebreërs 6 vers 20, want Jesus het as voorloper vir ons weggegaan, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. So wat doen Jesus in die hemel? Hy is hoëpriester vir ons, hy tree by God die Vader in, vir elkeen van ons, as hoëpriester by God. So God het hom die hoëpriester in die hemel gemaak, sodat hy vir elke mens kan intree by God die Vader, vir ons behoeftes by God die Vader, tree hy as hoëpriester in. Die gevolg van die hemelvaart, hy het die gawes aan die mense kom toebedeel, Efesiërs 4 vers 8 tot 11. Ek kan hom nie gou daar kry nie, ek het hom nie laat lei nie. Dit kom maar net deur die gawes. So wat nou gebeur het? Hy het opgevaar en hy het sy Heilige Gees uitgestort. Toe hy sy Heilige Gees uitgestort het, het hy verskillende gawes saam met die Heilige Gees aan mense toebedeel. So die een het die gawe van gasvryheid, die een het die gawe van tale, die ander een het die uitleg van tale, die ander het 'n gawe ontvang om vir siekes te bid, die ander een het die gawe ontvang om woord te bring, die ander het gawe van geloof ontvang om die onmoontlike deur te bid. So hy het hemel toe gegaan, hy het die gawes beskikbaar gestel. Maar as daar iets is wat ek weet rondom gawes, God gaan nie ipso facto deur middel van die Heilige Gees, deur sy Seun Jesus Christus, gawes op jou neer laat kom, as jy nie daarom vra nie. Dit is belangrik dat jy 'n behoefte in jou binneste moet ervaar ten opsigte van gawes. God skenk nie gawes waar dit nie waardeer word en gebruik word nie. As jy jammer voel vir siek mense en jy het 'n hart vir siek mense en jy het 'n begeerte om vir siekes te bid, dan kan jy kom en sê, Abba Vader, ek vra dat U my die gawe van genesing gee, dat ek vir siekes kan bid. As jy 'n gawe het om in te tree vir jou land en jou volk, dan bid jy en vra, Here, gee my die gawe van intersessie, of om vir jou kerk in te tree, vir bid, om 'n intercessor te wees, om te bid. Daar's mense wat die erns van ons land so swaar op hulle harte dra, dat hulle ure om bid vir hierdie land, en vir hierdie saak. En dan is daar mense wat bid vir bekerings. Dit wat God op jou hart sit, is eintlik sy begeerte van 'n gawe wat hy vir jou wil gee. So ek wil hê dat in hierdie week moet ons by die Here gaan hoor, Here, watter gawe gee U vir my? Watter gawe is latent in my, maar waarvan ek nie bewus is nie? Want daar kan bewuste gawes in ons harte lê, waarvan ons nie bewus is nie, wat die Here eintlik vir ons gegee het, maar ons het dit net nie in ontvangs geneem nie. So gaan hoor by die Here. Watter gawe wil God vir jou gee? Ek het al baie gedink oor Johan wat die woord so uit sy kop uitken. En woord kan kwoteer, en woord uitspreek, is 'n gawe wat God hom gegee het, om woord vir mense te kan bring, want hy kan woord kwoteer, dadelik, hy ken die Bybel so goed, hy kan woord kwoteer, maar daai unieke gawe wat hy het hy nie vir homself toegeëien nie. God wil dit juist gebruik, by plekke waar hy kom, waar hy nie dadelik die Bybel by hom het nie, maar hy kan dadelik woord kwoteer. So ons moet vir die Here vra, Here, die gawes wat ek het U dit vir my gegee? Om welke doel wil U hê dat ek moet dit gebruik? En vra ook vir die Here, Here, watter gawe lê latent, wat U gegee het, wat ek nie in ontvangs geneem het, wat U vir my wil gee? Baie keer kom ek agter dat God gee ons die gawe van geloof. Geloof is om die onmoontlike te glo. Dis geloof, om die onmoontlike te glo. Dat soms het mens nodig om 'n gawe van geloof te hê
in jou werksituasie. Soms het jy nodig om in jou leefsituasie die gawe van geloof te hê, sodat jy onvoorwaardelik God kan vertrou vir die onmoontlike, dit wat jy nie sien nie, dat jy God kan vertrou. Dat ons werklik gaan kyk na die gawes, dat ons ek dink ons moet 'n preek maak oor die verskillende gawes, laat ons kyk watter gawes is daar, en watter gawes wil die Here vir jou gee, want God sê, hy het al hierdie gawes losgemaak, maar ons vra nie vir die gawes nie, ons soek nie die gawes nie, ons verwag eintlik die Here moet die gawes net op ons laat neerkom, en dan weet ons, nou het ek die gawe ontvang. Nee, jy moet 'n innerlike begeerte hê tot 'n gawe. Ek het byvoorbeeld vreeslik gehoop dat ek die gawe het om vir siekes te kan bid. En toe gaan ek met vreeslike autoriteit hospitaal toe. En toe ek daar sulke bloukies loop in die hospitaal met die mense, en niemand wil eintlik hê ek moet vir hulle bid of iets nie. Toe ek huis toe ry, toe sê ek, Here, nou besef ek, U het nie vir my die gawe gegee om vir siekes te bid nie. Ja, ons kan geloof hê om vir iemand te bid wat siek is. Sê nou maar Pieter word siek, dan kan ek vir hom bid. Maar ek het nie die gawe om vir almal in die hospitaal te gaan bid nie. Oor en uit. God het nie daai gawe gegee vir my nie. So, as jy erns maak met jou bediening, erns maak met jou saak met die Here, vra vir die Here, Here, wat is my gawe? Watter gawe wil U hê? Moet ek aan werk sodat U my kan gebruik? Wat vir my interessant was, omdat hy opgevaar het, kon die Heilige Gees neerdal. Ons sien dit in Johannes 16 vers 7 en Handelinge 2 vers 33. So, Jesus moes opvaar en hulle moes 10 dae wag totdat die Heilige Gees uitgestort is. En die Heilige Gees is uitgestort om een enkele rede, en dit is om ons bekwaam te maak om vir die saak van die Here te werk, om bekwaam te maak om die Bybel te lees en te verstaan. Ons verstaan die Bybel deur die inwerking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het ons gekom om ons te oortuig van sonde, om ons te oortuig van geloof, om ons te oortuig wie ons is in Christus. Want wanneer ons verstaan wie ons is in Christus, dan weet ons, hoor hom nou, in Jesus is ek meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. So wanneer jy te staan kom voor situasies wat vir jou onoorkomelik lyk, dan lig jy jou hand op en quoteer, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. So die Heilige Gees gee God vir die gelowiges. So ons is baie spesiaal. Ons ontvang die krag van die Here, maar ons moet verstaan om die kragbron te gebruik wanneer dit nodig is en in geloof toe te tree en met daardie autoriteit toe te tree. Dan het Jesus opgevaar hemel toe. Hy het betaal aan die kruis sodat ons vrymaking van sondes kon ontvang. En wanneer hy nou in die hemel is, en hy sê hy tree as hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, tree hy in vir ons, tree hy ook in vir ons sondes, sodat ons nie, en dis belangrik, ons moet dit verstaan, as Jesus die hemel toe gegaan het, en die hoëpriester in die hemel geword het nie, want wat doen hoëpriesters in die Bybelse tyd? Hulle het 'n vuur gemaak en hulle het eenmal in 'n jaar het die hoëpriesters vir die volk se sondes ingetree by God die Vader. Nou is Jesus die hoëpriester in die hemel en hy tree by God in vir ons sondes. Daarom is hy die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Hy tree in by God die Vader vir ons sondes. So daarom moet ons sondes bely. Ons kan nie sondes
in ons binneste koester en dink, ag Here, dit was nou maar 'n fout van my kant. Ons moet dit bely en ons moet dit bely by Jesus, sodat Jesus dit in die Hoë Hof kan bely en dat ons skoon kan kom en dat ons heilig kan kom en vry kan kom van ons sondes. Hoe kom ons vry van sondes? Deur dit te bely. Ons gaan nie vrykom van sondes as ons verkeerde goed doen. En dink, ag Here, ek is nou vreeslik jammer daaroor. Ag Here, sorry, ek het nou weer vandag dit gedoen. Here, sorry. Nee, wanneer ons erns maak dat Jesus vir ons intree en Jesus vir ons deur die krag van die Heilige Gees kom vrymaak van jou sonde, dan sê hy, dan is jou sondes vergewe. Want dit is sy werk in die hemel. Ek het hier geskryf, hy die reiniging van ons sondes bewerk. So, Jesus, omdat hy reinig ons, hy maak ons skoon van ons sondes, sodat ons rein voor hom kan staan. Daarom kan ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, in 'n gebed. Is Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Daarom verklaar die woord, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. So, hierdie wat hy sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ons moet dit verstaan. Jy kan nie elke keer vloek en dink, sorry Jesus, môre vloek ek weer, sorry Here, maar môre vloek ek weer, sorry Here. Nee, verklaar hy, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Jy moet besluit, ek stop dit. Ek maak klaar met waarmee ek besig is, dit stop vandag. Ek maak klaar met dit, dat ons met vrymoedigheid na die Here kan gaan. Want ons besluit neem, Here, net U kan my help, ek bely dit, maar ek wil vrykom, en ek wil skoon kom, en ek wil heilig kom voor U. Omdat hy opgevaar het, kan hy ons nou volkome red. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot goed gaan, omdat hy altyd leef, om vir ons in te tree. Ek gaan dit weer lees. Daarom kan hy ook volkome red. Hy kan ons volkome red van dinge wat tussen ons en die Here staan. Die wat deur hom gaan, ons gaan deur Jesus na God toe, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. So sy werk in die hemel as hoëpriester is om vir ons in te tree. En saam met die intree, omdat hy die Heilige Gees gestuur het. Dis maar die goddelikheid, die wonderwerk van Jesus. Hy tree in as hoëpriester vir ons sondes, maar hy het vir ons die Heilige Gees gestuur. En wanneer hy sien jy sukkel, dan sê hy, Heilige Gees gaan versterk daai persoon. Heilige Gees kom tree in, as iemand hartseer het, kom tree in teen die hartseer en die pyn. Heilige Gees kom gryp in waar iemand sterwende is, kom gryp in waar iemand siek is, verstaan? Hy tree vir ons in, maar hy gebruik die Heilige Gees om ons te versterk en om sterker te maak. Dit is so kosbaar, dat God toegelaat het, dat sy seun gekom het, om vir ons sondes te sterf, om vir ons die prys te betaal, en dat sy seun weer opgevaar het hemel toe, en as hoëpriester intree, sodat daar vrymaking vir ons kan kom. Sy troon is in die hemel, sy troon in die hemel gee ons vrymoedigheid om tot sy troon van genade te nader, Hebreërs 10 vers 22. So, omdat hy daar op die troon daarbo sit en as hoëpriester intree vir ons, en gesterf het vir ons, kan ons na die troon van genade gaan met vrymoedigheid, want God weet, Jesus weet, ons is mens, en dat hy ons sal versterk. Nadat hy opgevaar het, is alle wesens onder sy voete gestel. Dit is my interessant. Die engele is onderworpe aan Jesus. Autoriteite en kragte is onderworpe aan Jesus. 1 Petrus 3 vers 22. Met ander woorde, dit kom daarop neer, dat wanneer ons bid, wanneer ons sekere kragte, sê die krag van genesing losstel, die krag van bevryding losstel, al daai kragte, wat vir 'n Christen moontlik is, maar dis alles onderworpe aan Jesus. Ten slotte,
As gevolg van die verheerliking van Jesus Christus, sal daar 'n dag aanbreek, wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Filippense 2 vers 9 tot 11. Met ander woorde, die wat tot sterwe kom, gaan dit in die hemel bely. As Jesus nou kom terwyl ons leef en ons sien hom, gaan elke tong op hierdie aarde bely dat Jesus die Here is. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom moet ons ook gereed wees wanneer hy gaan kom, om ons sigbaar deur sy liggaam te kom haal. So die wederkoms weet niemand wanneer dit gaan plaasvind nie. En die woord sê dat ons so moet leef dat sou Jesus sigbaar kom wat elke oog hom gaan sien, dat ons gereed sal wees om saam met hom hemel toe te gaan en dat ons skoon sal wees en vry sal wees om hom tegemoet te gaan in die lig met die wegraping of die wederkoms, soos wat elkeen glo. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, ek wil vandag dankie sê, dat u in u wysheid so groot offer gebring het, dat u seun aarde toe gestuur het, om in 'n menslike gestalte as baba te kom. En dankie dat Jesus hier op aarde 'n magtige werk volbring het. Maar dankie Vader dat hy opgevaar het hemel toe en dat hy tans sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir ons as mense intree, as hoëpriester by u as Vader. Ons dankie vir u seun Jesus Christus. Ons dankie dat hy die prys betaal het, sodat ons met vrymoedigheid tot u kan nader. En bo alles sê ons baie dankie vir die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wederbaar ons, oortuig ons van sonde, ondersteun ons, dra ons, omvou ons